Nou vriende, goeiemôre. Ons vertrou dat u sommer 'n baie goeie nag se rus gehad het, dat u 'n heerlike naweek gehad het, dat u 'n lekker tyd van uitrus kon gehad het en dat u vanmôre vars verkook en nuut opgestaan het om dan hierdie nuwe dag tegemoet te gaan in die Here. Mag ons dan ook ons anker vind in hom en mag ons ook onder die skadu van sy vleuel skuil en weet dat hy die God is wat ons nie sal begewe en nie verlaat nie. Ek wil u vanmôre groet met die baie besondere woorde van Romeine 13 vers 12 en vers 14. Die apostel Paulus skryf, hy sê die nag het ver gevorder en dit is amper dag. Laat ons dan die werke van die duisternis aflê en die wapens van die lig aangord. Vers 14 sê, maar beklee julle met die Here Jesus Christus en maak geen voorsorg vir die vlees om sy begeerlikhede te bevredig nie. Vriende, ek vra dat u hierdie twee verse sal memoriseer, dat u dit naby u hart sal dra, dat dit deel van u wese sal wees, want die Bybel sê vir ons die nag het ver gevorder. Vriende, ons weet dat die koms van die Here naby is. Wanneer dit gaan wees, weet ons nie, maar ons sien die wêreld gebeur en ons weet alles is besig om reg te skuif vir die koms van die Here. As jy bely is 'n kind van die Here, sê die Bybel vir ons, ons moet die werke van die duisternis aflê. En ons moet ons met die wapens van die lig gord. Met ander woorde, God se woord moet diep in ons harte gebere word, sodat dit deel van ons daaglikse bestaan, van ons leefwyse sal word. En dan sê die Bybel vir ons moet ons beklee met die Here Jesus Christus. Waarom? Omdat hy die senterpunt van die Bybel is. Hy is die beloofde Messias wat gekom het, wat gelei het, wat gesterf het, wat opgestaan het, wat opgevaar het, wat gesê het, ek kom om julle weer te kom haal. En nou sê die Bybel, maak geen voorsorg vir die vlees om sy begeerlikhede te bevredig nie. Vriende, ons as kerk van Jesus kan nie lyk, ryk en doen soos die wêreld nie. Ons moet anders wees. Ons is nie beter nie, maar ons moet anders wees. Daarom, kom ons lê die werke van die duisternis af. Kom ons beklee ons met hierdie wonderlike Here Jesus Christus en kom ons doen moeite om geen voorsorg te maak vir die vlees om sy begeerlikhede te bevredig nie. Nou vriende, soos beloof gaan ons vanmôre dan 'n vers vir vers verklaring van 1 Samuel 3 begin. Ek het vir u gesê toe ons die boodskap so 2 weke gelede vir u gebring het oor Samuel onder die tema betroubaarheid, die beginpunt verbruikbaarheid, dat ons nodig het om sekere van die kwessies in die gedeelte wat ons nie altyd in 'n boodskap kan hanteer nie, met u op hierdie manier dan deur te kommunikeer. U sal onthou, ek het vir u gesê ons kan onmoontlik as predikante alles van 'n gedeelte in een boodskap vir u deur kommunikeer. Ek preek al klaar lank. Nou moet u dink as ek elke keer vers vir vers deur 'n boek of 'n hoofstuk in 'n boek moet werk, hoe lank sal dit dan vat? So die hele gedagte vanmôre man het is dat ons so bietjie gaan kyk na sekere van die kwessies waaroor mense vra het en dan so bietjie vers vir vers daardeur werk. En ons gaan dit 'n gebruik maak by ons opnames om so bietjie net meer inligting deur te kommunikeer van God se onfeilbare wonderlike woord. Nou kom ons praat gou-gou die boodskap betroubaarheid, die beginpunt verbruikbaarheid. Ek het vir u gesê dat Samuel dan in hierdie tyd geleef het, hierdie oorgangstydperk tussen die rigters en die koning. En die Bybel sê vir ons dat hy was betroubaar en God het hom gebruik omdat sy oor oop was vir God se woord, baie belangrik. Ek het vir u gesê sy wil was aan God oorgegee, want as ons wil, ons eie wil nog is, dan kan ons nie vir die Here bruikbaar wees nie, want dan gaan ons in rigtings beweeg, lynreg teen God se waarheid en sy woord. Sy hart was nederig, want die Bybel sê God weerstaan die hoogmoediges, maar aan die nederiges gee hy genade. En ek het vir u gesê sy betroubare wandel was vir almal sigbaar. Hierdie betroubare wandel, die man was eenvoudig getrou gewees. Hy was iemand wat absoluut op God vertrou het. Hy was God gehoorsaam in die opdragte wat die Here hom gegee het. Ek het vir u gesê, hy was 'n man gewees wat nie wisselvallig was nie. Hy het nie aangepas by sy tydse omstandighede en die mense nie, maar juis 'n man, vriende, wat betroubaar was, omdat God sy anker was. Hy het God geglo, hy was gehoorsaam aan hom, hy was standvastig. Nou gaan ons vanmôre 'n bietjie begin by 'n vers vir vers verklaring van die gedeelte, want daar sekere vrae wat mense vra oor hierdie gedeelte. In die eerste vers wat ek vir u wil lees, daar staan, en die seun Samuel het die Here gedien voor Eli, en die woord van die Here was skaars in die dae, gesigte was daar nie. U sal onthou, Hanna het Samuel afgebid van die Here, en Hanna het Samuel weer afgestaan aan die Here, en hy het op ongeveer 5-jarige ouderdom begin in die tempel dien. Die Bybel sê vir ons, op hierdie stadium was Samuel omtrent, of die geskiedskrywer sê hy was omtrent 12 jaar oud op hierdie stadium, toe die woord van die Here na hom gekom het. En hoor wat staan hier, en Samuel het die Here gedien voor Eli. En dis vriende opdrag vir my en jou, kom ons dien die Here, in ons gemeente, in ons gemeenskap, daar by jou huis,
Baie keer sê mense, as ek net my omstandighede kan verander, sal dit beter gaan. Hier is 'n seun wat weggeneem is van sy ma en sy pa en sy broers en sy susters, en hier dien hy in die tempel, maar hy doen dit met 'n oorgegewe hart. Nou sê die Bybel vir ons, en die woord van die Here was skaars in die dae, gesigte was daar nie baie nie. Ek het vir julle gesê, vriende, die Here het in daardie tyd met sy uitgesoekte profete en rigters gepraat. Hy het met hulle gekommunikeer, verbaal. Hulle kon sy stem gehoor het. Ek het vir julle gesê, dit is vandag nie meer so nie, want ons het God se geopenbaarde woord, die 66 kanonieke boeke. En ek wil vir julle sê, vriende, dat daar was baie min met wie die Here gepraat het in die Ou Testament. Mense maak vandag asof die Here met elke Jan Rap en sy maat praat, en ek het onlangs hierdie sinnelose uitdrukking gehoor van 'n man wat vir my gesê, die Heilige Gees het vir hom gesê, hy moenie gaan golf speel nie, want dit sal reën vandag. Wat 'n sinnelose klomp goed, raak ons net nie kwyt nie. Mense wat in diens van die Here staan, sê heeltyd vir jou, die Heilige Gees het vir my gesê om vir julle te sê. Nou wil ek net gou vir u sê, dat soos die woord skaars was, in die dae van Eli, die hoofpriester, en sy twee seuns Hofnies en Pinjas, en die Here met 'n seun moes praat, Samuel, sien ons vandag dat dinge nog niks verander het nie. Die woord van die Here is skaars in ons tyd. Vriende, dink daaraan. Die kansel was gebou gewees met die doel dat ons God se onfeilbare woord sou lees en dan sistematies dit sal verklaar met goeie studie wat ons gedoen het, sodat mense kan hoor, so sê die Here. Predikers is feilbare mense, God se woord onfeilbaar. Daarom is predikers geroepenes van God, wat alles in hulle vermoë moet doen om die teks te bestudeer, die konteks te verstaan en dan die woord oor te dra. Nou baie belangrik, vriende, die woord is vandag ook skaars in ons dag en tyd. Dink by jouself, die meeste kerke, gereformeerde kerke, Pinksterkerke, charismatiese kerke, het die kansel eintlik half 'n klein objek gemaak op die verhoog. Ek wil praat in Engels van die stage. En daar is vermaaklikheidssterre wat ingebring word Sondag na Sondag, rook wat geblaas word uit die verhoog en ligte wat afgesit word en liedere wat oor en oor en oor gesing word. En dan is daar so kort tydjie waar hulle eintlik 'n vers buite konteks vat en mense probeer motiveer, so asof ons as predikers motiveringssprekers is. Ons is gesande van God. Die Bybel praat van 'n herald, iemand wat uitroep, so sê die Here. Die Here sê vir Esegiel, ek stel jou aan as wagter en jy moet my volk waarsku. Ja, ons bemoedig ook, ons versterk ook deur die woord, maar ons vermaan ook die onordelikes, soos die woord ons oproep. So die eerste gedagte baie duidelik, so Samuel die Here gedien het, moet ons die Here dien. Die woord van die Here was skaars in die tyd van Samuel, soos die woord van die Here skaars vandag. Wat is die opdrag? Wat moet ons doen? Vriende, u en ek moet studente van die woord wees. Onthou u wat ek vir u aan die begin gesê het? Die Bybel sê ons moet die werke van die duisternis aflê. Ons moet hierdie werke of die wapens van die lig aangord, en die belangrikste wapen is die swaard van God se woord. Daarom pleit ek by u dat u self 'n student van die Bybel sal wees, dat u die woord sal bestudeer, dat u by 'n getroue Bybelse kerk sal inskakel. As daar nie 'n kerk in jou omgewing is nie, skakel dan aanlyn in en sorg dat julle mekaar mede verantwoordelik hou, sodat ons kan groei in die kennis en genade van die Here. Ons sal môre aangaan, môre sal 'n bietjie vinniger gaan, ons sal 'n paar verse meer hanteer, maar wil ek graag hierdie waarhede van 1 Samuel 3 onder die voete kom indruk, dat u sal sien, tye het eintlik nie veel verander nie. Mense het nie veel verander nie. Omstandighede het nie veel verander nie. Vriende, die boosheid van daai tyd is die boosheid van vandag. Tegnologiese vooruitgang het miskien die wêreld en die sonde vir ons makliker toeganklik gemaak, maar die wese van die mens is dieselfde, en daarom sien ons dat die woord het skaars geword. Daarom sink ons land, ons volk en die wêreld in duie, omdat ons God eenkant geskuif het, sy woord minag en ons besig hou met beselagtighede, terwyl die Here nog steeds baie duidelik in sy woord sê, so sê die Here. Mag die Here ons genade gee, ons sal môre aangaan, 'n hele paar verse môre hanteer, en mag die Here ons ryklik seën so rondom sy woord. Groete vir u, mooi dag verder te laat.